Vanoggend is dit vir my voorreg om met jou die woord van die Here te deel, soos wat die Here dit op my hart gelê het. Nou, ek wil vir jou sê dat verlede week het Bjorn vir ons hierdie ongelooflike woord gebring wat gaan oor jou as individu. En waar die Here sê dat jy jou lig moet laat skyn op hierdie aarde. En ek wil net vir jou sê, weet jy, vanoggend se woord, en hy het vir ons gesê, daai tyd toe hy vir ons gee, toe sê hy, ons moet ons lig in die donker laat skyn. En nou wil ek vir jou sê, dat hy ook gesê dat dit nie melk is wat hy vanoggend gaan gee nie, maar dat dit vleis is. En ons weet dat dit soms, wanneer ons die woord van God hoor, en die woord van God het spesifieke inspraak in my as persoon se hart, veral as ek nou nog al die jare sekere dinge in my lewe gedoen het, dan is dit soms vir my 'n bietjie moeilik. En ek is seker elkeen van ons kan getuig, vandat ons die dag besluit het, dat ons die Here gaan aanneem as ons koning en verlosser, daar sommer baie goed is, wat die Here in my en jou lewe kom verander het. Wat ons dan natuurlik noem, transformasie, daardie transformasieproses. Want ja, ons het nie alles gewees nie, en geweet nie, en die Here hy die woord kom gee uit Efesiërs 4 en 5 uit, vir ons as individuele mense en individuele persone. Nou vanoggend wil ek vir jou sê, weet jy wat, dat vanoggend die boodskap wat ek gekry het, wat ek glo met my hart gekry het van die Heilige Gees, gaan oor ons as gemeente. As die persoon van die gemeente, Klein Karoo gemeente. En ek wil vir jou sê, as jy 'n lidmaat is van Klein Karoo gemeente, glo ek met my hart vanoggend, hierdie woord is vir jou. En ook so in dieselfde opsig wil ek so sê, as jy nou nie lid van die Klein Karoo gemeente is nie, as jy dit hoor, dan hoop ek jy sal sommer baie vinnig met pastoor Bjorn 'n afspraak maak. Want ek wil begin met die belofte vir jou en vir my. Wanneer die Here sê dat ons luister na sy woord. En dit was gewees hierdie woord wat hy gegee het uit Jesaja 60 vers 1 tot 3 en hy het gelees vir ons. En hy het vir ons ook vertel, as jy hier by Oudtshoorn inkom, en staan daar teen die berg ook. Nou hoor wat ek glo is 'n belofte vir Klein Karoo gemeente, né, as persoon, ons almal saam, né? Een is die hand, een is die vinger, een is die, jy ken mos die liggaam gedeelte. Nou, hy sê, in Jesaja 60 vers 1 tot 3, sê hy die volgende, staan op Jerusalem, staan op Klein Karoo gemeente, staan op van wat jy gedoen het. Hy sê, laat jou lig skyn, sodat alle volke dit kan sien, want die Here se heerlikheid skyn op jou. Amen. Hallo, gemeente? Die Here sê vanoggend vir jou en vir my, sy lig skyn op ons. Hy sê vir jou en vir my, sy Heilige Gees is teenwoordig by my en jou. Sy Heilige Gees sal teenwoordig wees in die Klein Karoo gemeente. Amen. Because it is His Spirit that lives in us. It is His Spirit that is the light within us. Halleluja. Sê gou vir iemand langs jou, God se lig is in jou. Dan sê hy verder, en ons weet dit sommer, duisternis kom oor die aarde. Ek dink ons hoef nie baie daaroor te sê nie. Donkerte oor al die nasies. Maar oor jou, wat sê ek nou weer, né? Klein Karoo gemeente, gee die Here lig. Oor jou verskyn sy teenwoordigheid. Halleluja. You know what God is saying to us? If you take it and you make it your own,
Remember, I heard this, né, through the Holy Spirit, né? I believe this. God is saying to you, Klein Karoo gemeente, hy sê, I will let my light shine over you. Ek sal my lig oor jou laat skyn, my Heilige Gees sal oor jou laat skyn. Ek sê nou, boetie en sussie, weet jy wat, al wat mense gaan lok, as hulle die Heilige Gees sien in werking in die gemeente. God says, ek gee vir jou die lig. Ek gee hom vir jou, in jou as Klein Karoo gemeente. Hy sê, dan die volgende, nasies sal stroom na jou toe, na hierdie lig van jou wat ek vir jou gegee het, en konings na die glans van die nuwe dag, wat vir jou aangebreek het. Amen. God sê, hy gee vir ons 'n lig, Klein Karoo gemeente, sy Heilige Gees, wat so in ons sal lewe, dat die mense daar buite sal sien en sal sê, wat gaan aan daar? Die Here is daar teenwoordig. Ek wil soontoe gaan. Dit is sy boodskap vir my en vir jou, glo ek met my hele hart. Maar ek en jy moet die lig vat wat hy vir ons gee, en ons moet uitstap hier daarmee. Ons moet daai lig vat, die Heilige Gees wat hy vir ons gee, en ons moet mekaar bedien met daardie lig. Amen. Okay, my preek is klaar. Nee, ek is nie so maklik nie. Okay. Ek wil vir oggend sê, ons het 'n mooi gebou waar ons kerk kan hou. Ons is gebless, weet jy dit? Ons is gebless met ons gebou. Maar ek vir jou sê vandag, Klein Karoo gemeente, julle is meer as net mure en die bakstene wat om ons sien. Ek wil vir jou sê vandag wat ek glo, dit is die boodskap wat die Here vir my gee vir jou as Klein Karoo gemeente, vir ek is deel daarvan, vir ons as Klein Karoo gemeente. Hy sê, julle is meer as net Sondagoggend. Hy sê, julle is die liggaam van Christus. Julle is 'n liggaam in beweging. Liggaam in beweging. Want jy kry baie liggame. Baie liggame is maar net daar, hulle is nie in beweging nie. Mens kan dit duidelik sien as mens, jy kan dit soms sien soms, as ek ook nie 'n liggaam in beweging nie. En moet ek myself forceer om in beweging kom. Jy weet, anders te gaan die gewiggies hier aan my begin sit. Nou as Klein Karoo gemeente, hoe lekker lag my vrou nou. As Klein ek bely. As Klein Karoo gemeente, ons kan nie net sit nie, Klein Karoo gemeente, want dan gaan ons geestelik oorgewig raak. Nou die Here sê, julle is meer as dit, man. Ek sê, ek gee vir julle lig. Hy sê, maar hier is die vraag wat elke lidmaat homself moet vra. Hoe sien ek die Klein Karoo gemeente? Hoe sien jy dit wat ons nou doen? As jy inkom, sien jy net 'n gebou? Sien jy liggaam in beweging? Dit is 'n vraag wat ons self moet vra. Hoe sien ons die Klein Karoo gemeente? Wat is jou as persoon, as lidmaat dalk van hierdie gemeente of nie? Wat is jou persepsie? Jou vooropgestelde idee van kerk? Hoe sien jy haar? Hoe sien jy hierdie Klein Karoo gemeente? Hoe hanteer jy dit wat die Here vir jou gegee het? Of sien jy nog net mure om jou? Is Klein Karoo gemeente nog net 'n Sondag toevlug vir jou? Hierdie vraag is vir ons baie belangrik, hoe ons die kerk sien en hoe ons die gemeente sien, want dit bepaal wat jy met die kerk, met die Klein Karoo gemeente gaan, wat dit bepaal wat jy daarmee gaan doen. You see, somebody can give you the best present ever. It's going to depend on what you are going to do with that present. Nou, ek wil vir jou sê, weet jy, ek kan vir jou een ding die waarborg vanoggend. Hoe die vyand wil hê jy moet die gemeente sien.
Hoe die vyand wil hê jy en ek moet 'n kerk sien. Hy wil hê ons moet sien dat 'n kerk is net 'n gebou met mure. It is what you come here, you see this beautiful building, you will say to you, that is church. Dis hoe hy wil hê ons moet dit sien. Hoe wil hy nog hê, sien ek hoop ek trap nou op tone nie, ek trap op my eie tone eerste. Hy wil hê ons moet sien dat ek is die kerk. Hy wil ons hê ons moet sien, Klein Karoo gemeente, hy wil hê ons moet sien dat kerk toe gaan op Sondag is my bydrae wat ek gee vir die Here. Dankie dat jy hier is. Ek het toe ek ingekom gedink die wegrapping is hier, maar dit kon nie wees nie, want my skoonma is ook nog hier. So toe maak ek se later pak kry. So, wat ek vir jou wil sê vanoggend. Die vyand wil hê ons moet vaskyk in mure en geboue. Die vyand wil nie hê ons moet vaskyk in wat God intended het, Klein Karoo gemeente vir my en jou moet wees nie. Remember what God says, ek gee jou gemeente, ek gee jou die Heilige Gees as lig oor die Klein Karoo gemeente. So wat is jou persepsie van kerk? Klein Karoo gemeente, ek wil vir jou vanoggend sê, julle is meer as net dit. Julle is meer as net mure, julle is 'n lewende liggaam in beweging. Saam is julle 'n persoon, 'n kerk, 'n gemeente, saam, globaal, ons. Nou, as jy nou gaan dink aan, wat is my persepsie van kerk? Dan wil ek nou vir jou sê, wat kerk is, het al ewig onder vuur gekom, want almal het hulle eie persepsie, hulle eie vooropgestelde idee van wat kerk is. En baie het al getwis en geredeneer en gebaklei en gedebatteer en sommer ewig verskil oor wat kerk is. Maar ek wil vir jou sê vandag, as ek en jy dan wil weet wat is kerk, is dit baie belangrik om te weet wie of wat kerk is en wat die kerk se doel is. Moet ek teruggaan, om dit te weet, moet ek teruggaan na die oorsprong van die kerk toe. Want in alles is daar 'n leuen en waarheid. 'n leuen, daar is 'n leuen wat mense glo vandag en die oorsprong van enige leuen kom van die vyand af. En waarheid, as ons die waarheid wil ken, moet ons die oorsprong van die kerk ondersoek wat van Jesus en die apostels afkom. En ja, dit is belangrik om hierdie vraag van wat kerk is, wat 'n gemeente is, beantwoord te kry. Want ons persepsie wat ons het, ons vooropgestelde idee wat ons het van kerk, gaan bepaal hoe gaan ek en jy dinge doen. Dit gaan bepaal hoe ek en jy haar of hom gaan hanteer, die Klein Karoo gemeente. En dit gaan ook bepaal hoe my deelname gaan wees aan die Klein Karoo gemeente. So maar om dit te weet, wat my persepsie is, moet ek vir myself eers vra, as persoon, as individu, as lid van Klein Karoo gemeente, maar waar kom 'n persepsie dan vandaan? Waar kom my persepsie vandaan? Hoe vorm my persepsie wat ek binne het? En ek wil vir jou vanoggend sê, ek het gaan lees en gaan kyk, 'n persepsie word gevorm in enige individu deur die dinge wat ons gesien het en hoe ons dit tot op hede beleef het, is een manier. Of ons persepsie of ons vooropgestelde idee kom van die tradisies wat my geleer is deur my voorsate. Of daar waar ek vandaan kom, tussen mense wat ek beweeg het. Of die persepsie of idee wat ek het oor kerk, kom deur hoe ander dit voor my gedoen het, en ek het hulle dopgehou, of hoe mense my geleer het om sekere dinge te doen. Dis waar persepsie vandaan kom. So, weer die vraag vir jou, as Klein Karoo gelede lid, en vir myself, want ek moet myself eens al hierdie vrae beantwoord.
Wat is my persepsie van kerk? Jesus doen die volgende. Hulle kom om hom vas te vra. En hulle sê, hulle gee vir hom 'n koin. Julle almal ken die storie. Hulle gee vir hom 'n koin en sê, moet ons aan die Caesar belasting betaal. En die stuk is vir my 'n baie mooi voorbeeld van mense se persepsie. Hy sê vir hulle, wie se koin, want die Jode is mos nou kwaai, hulle wil niemand belasting betaal nie, want hulle is onder slawerny van die Jode, van die Romeine, en hulle sê, maar die Caesar se naam wat daarop is, en sy gesig wat daarop is, en hy sê vir hulle, gee vir hom wat syne is, maar gee ook vir God wat God se is. Wat is jou persepsie vanoggend van 'n gemeente? Want nie alles wat ons van die woord of kerk geleer het, voor ons hom begin ken het, voor hy dit aan ons begin openbaar het, was die waarheid nie. So my persepsie van wat ek gehad het oor iets, het die Here kom verander op various ways. Because die Here het met elke individuele persoon, jy wat daar sit, die Here met jou 'n pad wat hy met jou stap. Hoekom? Want hy wil baie keer ons persepsie, ons vooropgestelde idee van hoe dinge moet wees, kom verander. Na die waarheid van sy woord toe. Maar hoekom het ons dan daarvoor geval? Hoekom val ons vir valse persepsies? Vir valse leringe. Hoekom val ons soms vir dinge wat nie eintlik volgens God se woord is nie, maar ek sê dit is volgens God se woord. Nou doen ek dit tot die Here my iets anders leer en dan volg ek dit. En jy kan vir jouself dan sê, maar het ek dan 'n verskoning daarvoor gehad? Weet jy wat, nee? Kom ons doen wat daai sê. Kom ons gaan na die fondasie toe. Die fondasie van God se woord. Want baie keer gebeur dit dat ek nie reg gehoor het nie. Veral toe ek nog nie wedergebore was nie. Daar's 'n skrif wat ons leer, 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4. Hoor wat sê die woord. Hy sê, en as ons evangelie, dit wat die waarheid is, nog bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan, en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Met ander woorde, die vyand, hy kom deur sy leuns, en hy kom, nog voor ons wedergebore is, né? Dan kom sê hy vir ons, nee, dit kan nie so werk nie. Dis nie hoe dinge werk nie. Wat maak hy? Hy verblind ons en ons glo. Hoekom doen hy dit? Sodat die verligting van die evangelie, halleluja, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Hoekom is dit so dat ons soveel vooropgestelde idees het? En dan sê ons vir onsself, nee, ek doen nie dit so nie, want dit is nie die waarheid nie. Nee, ek hoef nie wedergebore te wees nie, want God is liefde, hy het ons almal lief. Hoekom sê ek vir myself, ek hoef nie 'n pad saam met die Here te stap nie? Dan sê die Here vir ons, hoekom doen hy dit? Hoekom leer hy ons verkeerd? Want hy wil hê ons moet die waarheid leef nie. Hy wil hê ons moet die waarheid ken nie. Hy wil nie hê ek en jy moet weet regtig wat is kerk nie. So wat gebeur dan? Ons kom na Christus toe. Wat maak Christus? Die verligting van die evangelie, deur die heerlikheid van Christus. Wat maak hy? Hy kom in ons harte in. Hy verander ons hele persepsie oor wat God is en wie God is en hoe God werk. Maar weet jy wat, nee? Ek wil vir jou en vir myself ook baie sê is dat daar is baie goedjies nog waar ek loop met 'n sekere persepsie. Wat die Here stelselmatig vir my kom laat verdwyn. Wat die Here stelselmatig met my kom werk en met my aanspreek. So net om terug te kom na waar ons is vanoggend, waar die Here met ons wil praat oor ons persepsie
van die kerk, en dit is baie belangrik, ons persepsie van die kerk versus. En ek wil vanoggend vra, dat jy vanoggend moet sit en dink, en jouself kyk in 'n spieël. Want ek weet dat die Here wil hê ons moet weet. Amen. Die Here wil hê ons moet waarheid ken. So, vanoggend glo ek gaan die Heilige Gees jou voor daai spieël laat staan en jy gaan in die spieël en kyk. En die Here gaan vir jou ontbloot. Want hy sê, jy kyk in 'n dowwe beeld in die spieël, maar eendag sal jy volkome sien. Hang af wanneer die Here met jou werk en met jou deel oor sekere goed. Nou, vanoggend wil ek vir jou sê, vat enige vooropgestelde idees wat jy het van wat kerk is en hoe kerk werk, en sit dit eenkant. En kyk in daai spieël en kyk in Jesus Christus se oë in en hoor wat die Heilige Gees vir jou vanoggend wil sê. Want hy wil weet dat ek en jy moet die waarheid as Klein Karoo gemeente ken. Want die Here sê, there's a bright day coming vir Klein Karoo gemeente. Daar's 'n ongelooflike dag wat gaan aanbreek vir Klein Karoo gemeente en ek glo dit met my hele hart. En ek sal vir jou sê, die bestuursraad van hierdie kerk glo dit ook. En dis waar ons is vanoggend. So ek wil vir jou sê, wat sê Jesus en Christus? Wat die woord van God ons leer oor wat kerk is en wat dit nie is nie. But now, I want to say to you this morning, I pray, Holy Spirit, that you will talk in the hearts of every man, every woman, and every child that sits here. I pray, Here, daardie vooropgestelde idees wat elkeen van ons het oor wat kerk is, dat dit eenkant gesit word en dat ons net die waarheid van die woord sal sien. So, volgens Jesus en die apostels wat hulle ons leer, sê hulle, kerk is die plek waar ons as mense, alle nasies, saamkom om God te verheerlik. Amen. Miskien is daar sekere dinge wat jou pla nou, maar hoor wat het Jesus geleer? Wat is die waarheid? Die Here sê, ons as mense, alle nasies, ons kom saam, en hier's waar ek wil hê jy moet op fokus, om wat te doen? Om God te verheerlik. Amen. Kyk gou na iemand langs jou, dat ek net weet hy's wakker. Stamp hom so sê, ons is hier om God te verheerlik. En dis op verskillende maniere. Die verheerliking van God vind op verskillende maniere hier plaas. Ek gaan vir jou net gou vinnig so paartjies noem. Jy is hier vanoggend en jy het kom sing om God te verheerlik. Mense doen die klank, die kamera daar agter. Daar's Wikkie op die bord daar agter. Mense kom speel. Hoekom doen hulle dit? Nie vir hulle self nie, is om God te verheerlik. Daar's mense daar buite wat staan en hulle ontmoet jou by die deur, sê hallo, welkom by die Klein Karoo gemeente. Hulle doen dit nie vir hulle self nie, hulle is nie voor die tyd vir hulle self nie, hulle is hier om God te verheerlik. Het mense hierdie mooi tafel gedoen? Hoekom het hulle dit gedoen? Om God te kom verheerlik. Hoekom is ons saam as Klein Karoo gemeente? Ons is saam om God te verheerlik. Nou wat sê hy? En dan, dat is 'n baie ander manier. Ons bid vir mekaar. Amen. As jy siek is, gryp iemand, dis sy plig. As jy siek is, jy voel nie lekker nie, gryp iemand langs jou sê kom bid vir my. Dit hoef nie net die pastoor te wees nie. It can be anybody. Ons is besig om te berei vir die bazaar. Hoekom doen ons dit? Ons as 'n gemeente doen ons goed saam om God te verheerlik. So, wat sê die skrif? Die skrif sê, Markus 11:17 sê, en hy het geleer en vir hulle gesê, en dis Jesus, is daar nie geskrywe nie, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie. Vir al die nasies nie. My huis is 'n huis van gebed. So,
Wat is kerk dan nie volgens dit nie? Kerk is nie die gebou waar ons saamkom nie. Kerk word nie gebou met klippe en mure nie. Ons hou kerk in 'n gebou. Amen. Hoor mooi wat die Gees vir jou vanoggend sê. Ons hou kerk in 'n gebou. Ons kan nou hier uitstap, ons kan daar voor gaan sit. Ons kan daar ook kerk gaan hou. Ons kan daar in die veldjie gaan stap, ons kan daar ook kerk gaan hou. We are just blessed to have this place. So, hier kom die spieelgedeelte. As jy in die spieël kyk, die wat dit glo, wat sê dat kerk is 'n plek waar ons saamkom om te bid en vir mekaar in God te verheerlik, die wat dit glo, dis hulle lewenstyl. Hulle lewe vir mense en glo ons is die kerk. Hulle lewe prakties, bid saam mense en leef God se teenwoordigheid oral waar hulle gaan. Why? Because they take God with them. God is klaar oral. Maar wat sê die woord? Wanneer twee van ons bymekaar kom, is daar something special that is going to happen. Ek dink ons het baie keer dit vergeet al. Ons leef God se teenwoordigheid oral, nie net in die gebou nie. Iemand wat dit nie glo nie, die spieël wat ons na kyk, die met hulle eie persepsie van wat kerk is, dis hulle lewenstyl. Deur die week lewe hulle volgens hulle eie oortuiging van wat reg en verkeerd is. Maar Sondag trek hulle mooi klere aan en lyk baie deftig. Die eerste ding. So die eerste een, volgens Jesus in die apostel, is kerk 'n plek waar ons almal naby mekaar kom en God verheerlik. Die tweede ene, volgens Jesus en die apostels is kerk die plek waardeur disippels gemaak word en die evangelie verkondig word. Amen. Hoor mooi wat sê Jesus en die apostels. 'n Kerk is die plek waardeur ons disippels maak en die evangelie verkondig word, die waarheid verkondig word. Matteus 28 vers 19 en 20 sê Jesus vir sy kerk, vir sy disippels. Hy sê, hy gee die groot opdrag vir hulle. Hy sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou moet ek voor hy spieël staan en kyk. Am I doing that? Op watter verskillende manier ook al, né? Remember, this doesn't mean I must go out and I must leave my work and everything and I must go preach. Jy lewe die evangelie uit. Jy lewe die waarheid uit. Sodat wanneer jy daar buite kom, dan sien die mense, hulle sien, oei, hier is iets anders aan die man. Hier is iets anders aan sy handelinge. Hier is iets anders aan hoe hy dinge hanteer. Hier is iets anders aan haar, hoe sy praat oor ander mense. Hier is iets anders aan haar, deur wat sy haarself gee vir die Here en vir hom werk. Dan Johannes 13 vers 35 staan, hieraan sal almal weet dat julle my disippels het, as julle liefde onder mekaar het. So wat sê die Here en Jesus en die apostels vir ons? Kerk is 'n plek waar deur disippels gemaak word en die evangelie verkondig word. Not only here. Klein Karoo gemeente, ook as ons hier uitgaan in die week. Dan sê hy, wat is kerk dan nou nie, as ons kyk hierna? Hy sê, kerk is nie 'n sosiale klub wat ek bywoon, of 'n tradisie wat ek hou nie.
So hoe lewe 'n persoon wat die waarheid glo? 'n Persoon lewe wat die waarheid glo. Die wie glo se lewenstyl is. Hulle is betrokke by bedieninge en woon by einkomste by, want hulle glo hulle kan ander so bevriend en God se lig wys. Hulle nooi mense. Hulle deel hulle getuienisse. Hulle vertel wat hulle geleer het vir ander, wat God vir hulle geleer het, en dan ook waarmee die Here nou besig is. Weet jy hoekom? Want ons gaan terug daarna. Jesus is 'n groot opdrag. Gaan maak disippels toe. Miskien kan wat jy deurgaan my help of deurgemaak het, my help sodat ek 'n veranderde mens kan word. Miskien kan wat jy deurgaan, ek kon dalk alreeds daardeur wees en ek kan jou bemoedig en jou stig en jou bou. En dit is hoekom ons bymekaar gesit word. Dit is hoekom